Die kinders skryf eksamens en toetse, so dis ek heeltemal reg as ek die groot mense gaan ook toets. Julle kan daar op die skerm ook loer. Wat se kers is hierdie? Sondagoggend Efese. En langs Efese is die kleintjie Smyrna, die gemeente wat so mooi getrou gebly het in die Here, maar vervolging ervaar het. Langs hulle Pergamum, groot stad, baie indrukwekkend, keiserkultus, ja, so het was moeilik om in hierdie stad 'n kind van die Here te wees. Langs hom is Thyatira, albei van hierdie 12 leraars binne die gemeente gehad. So hulle moes kyk na die leer van die evangelie en dit oppas. En dan was ons gisteraand Smyrna, Sardis, ja, hierso is Smyrna, die groenetjie, as jy dit so is. Dankie, dit is baie oulik. Jakob. En vanaand is ons by Philadelphia. Ek hoef nie nader bring. Hierdie steeks met die moeiliker aan as die ander. Dit is 'n bietjie langer wat ons niet, dankie. Hier is daar blaasemies hier, vir ek die dood, jy skit om dood. Vanaand gaan ons dan stilstaan by die stad van die broederliefde, Philadelphia. Daar is een in Amerika ook, maar dis nie daai een nie, dis die een wat later in Turkye is, in Klein-Asië op hierdie tyd waar die briewe geskryf word. En ek het weer so kort video insetsel, wat ons kan kyk, wat vir ons so 'n bietjie vertel van die stad Philadelphia. Philadelphia is located about 28 miles from Sardis and was founded in 150 BC by Attalus II. The love and loyalty between Attalus and his brother Eumenes won for him the epithet Philadelphus. Philadelphia was also known as the Decapolis, as being one of the 10 cities of the plains, and was also sometimes called Little Athens due to the magnificence of its public buildings. Philadelphia held out against the conquering Turks longer than any other city except Smyrna, and it fell in 1390 AD after an 11-year siege. The modern name of the city is Al-Shahir, which means City of God, or the Red City, and today it has about 40,000 inhabitants, with very few Christians here. The city guarded and commanded an important pass through the mountains, and was thus a keeper of the key to the door or gateway to the Eastern Highlands. This church is introduced by one who holds the key and is able to open and close the door, reminding them of more important doors. The message to Philadelphia reveals perhaps the best condition of any of the churches. This small but exceptional group of believers remained faithful whilst many others did not. This message indicates a change for the better from the deadness of Sardis. This church has a renewal of life, love, and missionary zeal. Philadelphia, along with Smyrna, are the only two churches that receive no rebuke. The love that Ephesus had lost, so to speak, was on full display here. And in our church today, when this love returns, we'll see a revival of Pentecostal power. In ancient Philadelphia, when an earthquake flattened the city in AD 17, a lone pillar stood like a sentinel amidst the ruins. And even today, in the current ruins, there are 3 pillars that remain after the city had been rebuilt. The promise to this church is that those who overcome will be a pillar in the temple of God, and He will write them a new name. A lesson from this church is that when we're focused on our calling and mission as Christians of preaching the gospel and the soon return of Jesus, the result is an experience of love for one another. May we be focused on the things that matter, and may an emphasis on Jesus bring about a revival of the love of God and a love for the salvation of others that compels us to do something about it. Die stad is ook genoem die poort na die ooste. En toe die Grieke in bewind was, het hulle Philadelphia gesien, wat 'n baie jong stad was op daai stadium. Het hulle gesien as 'n geleentheid om die Griekse kultuur en die lewenswyse en filosofie van die Grieke om dit na die ooste toe uit te dra.
So hierdie gedagte van Philadelphia as 'n poort na die ooste toe, om die Griekse kultuur eintlik 'n getuienis daarvan te wees, sluit wonderlik aan by dit wat die Here in die gemeente vind en wat hy ook met die gemeente bedoel het. Maar kom ons raak saam stil en dan buig ons ons hoofde en daarna kan ons saam lees uit Openbaring 3 van vers 7 af. Hemelse Vader, dit is vir ons 'n wonderlike reis. Hierdie klompie aande so deur die verskillende gemeentes en stede van Klein-Asië wat U noem in U boek, U brief aan hierdie gemeentes. Here, dankie dat ons so kykie in hulle lewe kan kry oor die uitdagings wat hulle elkeen ervaar het, al hierdie gemeentes. Sommige wat dieselfde is, maar ander uitdagings wat uniek was in die stad waar hulle geleef het. Here, dankie dat daar soveel dinge is om te leer uit hoe hulle daardie situasies hanteer. Dinge waaroor hulle kritiseer, hulle vermaan, en wat ons in daai spieël kan kyk en vir onsself afvra, maar is dit nodig vir U om my ook daaroor te vermaan? Maar Here, ook dinge wat U waardeer van die gemeentes. En hoe ons na daardie spieëls ook kan kyk en vir 'n oombliekie bly kan wees, is daar iets daarvan ook in ons gemeente sigbaar is. Dat ons daaroor dankbaar kan wees, dat U Gees dit in ons werk. Here, ons hoor ook die raad wat U aan elkeen van die gemeentes gee. En dis raad wat ons almal kan volg. En in die meeste van die gevalle roep U ons op as gemeentes om ons terug te draai na U toe. Om heeltyd weer ons oog op U te hou wat die begin en die volëinding is van die geloof. Want dit is hoe ons getrou bly, hoe ons kan volhard. Terwyl die duiwel ook probeer om ons as gelowiges te oorwin en om ons te wen vir die ryk van die duisternis. Here, dankie dat ons ook in hierdie briewe kan ervaar hoe U mense waarsku, dat daar ook gevolge is wanneer die gemeentes volhard in dit wat U nie goed vind in die gemeentes nie, waar U hulle aanpraat. En Here, mag ons ook helder en duidelik hierdie waarskuwings hoor en dit ter harte neem. Maar Here, wat my regtig opgewonde maak is U beloftes. Hoe U aan elkeen van hierdie gemeentes, selfs die gemeentes wat U net kritiek voor het, die twee, dat U ook aan hulle beloftes gee. Beloftes van U liefde en U sorg, U bewaring, hoe U altyd by hulle teenwoordig is. En dit is waar vir al 7 gemeentes, hoe U self kom bekendstel in die eerste woorde is, ek weet wat julle doen. Ek weet wat by julle aangaan. Ek dra kennis, ek is daar, ek is hier. Dankie daarvoor, Here. Dankie dan vir U teenwoordigheid hier by die gemeente van Piketberg. En as ek dit sê, dan weet ek dat U maak nie onderskeid tussen die verskillende groepe, huiskerke wat daar was in hierdie stede. U praat met die hele stad en met al die gelowiges. En daarom weet ons dat U ook met ons as gemeenskap van gelowiges op Piketberg praat. En ons weet van die ander gemeentes doen ander reekse, het ander tekste wat hulle in hierdie tyd hanteer. Maar dankie dat ons as die NG gemeente in hierdie dorp, dat ons hierdie boodskap wat ons ontvang, dat ons dit ook met ons broers en ons susters kan deel. En dat hulle ook kan sien dat ons dit gehoor het, aan die manier waarop ons praat en wat ons doen, maar veral wie ons is, dat ons U woord, soos die briewe sê, dat ons U woord gehoor het, waar die Heilige Gees praat, en dat ons dit ter harte geneem het. Wil U wees met elkeen van ons ook, met hulle daaronder in die kerk sal wat vanaand afsluit. Here, dankie dat U ons lewens kom aanraak deur die manier waarop ons met mekaar omgaan en mekaar liefhet en 'n pad saam met mekaar loop. Dankie dat ons in 'n dorp kan bly waar al brand hy nie vanaand nie, daar 'n helder kruis bo op die berg staan en waar ons gedurig deur kan opkyk en herinner word dat die grootste geboue in ons dorp is kerke. Dankie Here, dankie daarvoor. Maar help ons ook dat ons sal besef, dis nie vanselfsprekend nie. Soos vir Efese, kan jy ook baie keer lampe kom weghaal, as gemeentes hulle fokus verloor. Bewaar ons, Here, dat ons helder U lig sal laat skyn hier in die berg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Skryf aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God.
Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en lyding vashou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. As 'n mens kyk na die gemeente van Philadelphia self, dan sien ons dat hulle waarskynlik baie klein was. Ek het nou daai Joodse ster, Dawidster, spesifiek daar gesit, want dit was een van die uitdagings wat hierdie gemeente gehad het, hierdie klein gemeente, vir wie die Here skryf en sê dat ek weet dat julle nie baie krag het nie, dat julle min krag het. En 'n mens se afleiding is dat hulle nie baie groot was, die gemeente in Philadelphia nie. En dat hulle ook ervaar het dat met die teenstand wat hulle kry, dat hulle ook voel dat hulle swak raak, dat dit moeilik is, dat dit 'n inspanning is om heeltyd getrou te bly aan die Here Jesus, om sy woord heeltyd vas te hou en dit nie prys te gee nie. Jesus sê vir hulle, al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord, jy het nie my naam verloon nie, dis hoe hy hulle prys. Maar dan praat hy ook van hierdie mense uit die sinagoge van Satan, en dis opvallend dat die twee gemeentes met die klein kersies, die klein gemeentetjies in Smyrna en hierdie een in Philadelphia, dat hulle albei hierdie gemeentes wat klein is en swak was, dat hulle grootste bedreiging gekom het van die Joodse gemeenskap in hulle stad. En in hierdie geval in Philadelphia is dit ook so, en as die Here oor hierdie Jode praat, dan reageer hy baie kras teenoor hulle, en hy sê dat terwyl hulle dink, hulle kom in die sinagoge van sy vader bymekaar, van Jahwe, is hulle eintlik besig om in die sinagoge van die Satan bymekaar te kom, want hulle help met die vervolging van sy kinders, die Christene. En dit beteken nie dat die Here teen alle Jode is nie, maar dit beteken wel dat waar Jode nie die evangelie aanvaar nie, en eintlik dit daarteen in opstand kom, soos Paulus maar ook gedoen het aan die begin van sy bediening, dat die Here kies tussen hierdie gelowiges wat vervolg word deur die Jode en die kinders wat uit Abraham uitkom, en dat hy sê, maar julle, in hierdie geval, as julle dit begin doen, dan is julle eintlik teen my, is julle eintlik aan die kant van die bedrieger, van die aanklaer, van Satan, en jok julle. En in Smyrna het ons gesien dat daar 'n samewerking was tussen die Jode en die Romeinse owerheid, en dat dit gemaak het dat van die Christene, dat die Here vir gesê het, julle gaan in die gevangenis gegooi word, en van julle gaan selfs doodgemaak word, terwille van julle geloof in my, as gevolg daarvan. En hier in Philadelphia sien ons dieselfde. Ons aanvaar dat die invloed van Rome het gestrek tot in die grense van sy ryk, en Philadelphia is deel daarvan. Maar as ek nou reg lees, ek het so min tyd en daar so baie goed wat ek wil navors. Maar dit lyk vir my op hierdie stadium het Philadelphia nog nie 'n tempel gehad vir die keiser nie. So dit wat die Christene bedreig het, was nie hierdie keiserkultus wat sterk gevolg is in Philadelphia nie.
Hulle was 'n bietjie verder weg van Rome af. Maar dat die administrasie en die lewensfilosofie van hulle stad presies dieselfde was as die res van die Romeinse Ryk. Dit moet 'n mens aanvaar. So dit wat ek nou die aand gesê het van kontrakte wat gesluit word en sekere rituele wat deel was van die keiserkultus, dit sou deel wees van die gemeenskap van Philadelphia. Wat vir my baie besonder was, ek dink ons sit nou met 'n landros ook hier in die kerk. As jy aanbekleed, soos ons nou gehad het in die ou Suid-Afrika waar jy hand op die Bybel moet sit en jy sweer jy sal nou getrou wees aan jou am. So moes jy aan die eet in die keiser aflê. So dit was elke keer as jy iewers iets doen as 'n inwoner van die stad en daar was een of ander amptelike geleentheid, dan was jy openbloot. Want dan moes jy of sê, ja, laat ek maar gou sweer op die keiser se naam, of jy moes sê, maar ek is 'n Christen, ek kan nie dit doen nie. En in die eerste eeu het Christene nog so 'n bietjie weggekom met dit, omdat hulle gesien is as 'n sekte van die Jode, en die Jode het 'n spesiale vergunning gehad in die Romeinse Ryk, dat hulle hulde kon betoon aan die keiser, hulle kon eerbied betoon aan die keiser, maar hulle hoef hom nie te verheerlik nie, hulle hoef hom nie te aanbid as 'n god nie. En as hulle by sulke geleenthede kom, het hulle nou hulle eie reëlings gehad by die staat. En Christene het ook onder daai vaandel verbygekom. Maar toe die Jode begin besef het, maar die Christene is vir hulle bedreiging, en hulle grensstryd tussen hulle en die Christene, was die Christene op hulle eie. En die Romeinse Ryk het godsdienste aanvaar waar hy oorgeneem het. In daai lande het hy gesê, maar dis julle godsdienst, julle kan ander om dit te bedryf. Maar nadat die Romeinse Ryk sy grense gevorm het, was hulle nie oop daarvoor dat daar nuwe godsdienste kan ontstaan. Want dit het die vrede van Rome ontwrig. As jy nou skielik ontwrigtende boodskappe kom, dit wat hulle ken, dit was reg, en dan het die keiserkultus het bygekom. Maar as Christene nou wil opstaan en sê, hulle het 'n alternatiewe godsdienst van die Jode, dan kry hulle met die weerstand van die Romeinse Ryk te doen. En hierdie Christene in Philadelphia sal dieselfde ervaar. En dit was vir hulle swaar en hulle krag was min. Hulle het swaar gekry. En tog, sê die Here, wat hy waardeer van hulle, is dat hulle vashou aan sy woord, dat hulle sy naam nooit verloon het nie. Wat opvallend is in hierdie een brief, word daar 2 keer gepraat van deure, van oop deure. En dit is ook die titel van Koenie Burger se boek wat hy skryf oor Openbaring, is oop deure. En hy skryf na aanleiding van hierdie brief wat aan die gemeente in Philadelphia geskryf is. En ons lees op 2 plekke van oop deure in hierdie brief, maar as ek nou net iets oor oop deure eers kan sê in die Nuwe Testament, dan het dit altyd te doen daarmee dat die evangelie vloei. Dat oop deure is waar die Here deure oopmaak vir sy kinders, Paulus en die ander apostels om die evangelie te gaan deel in 'n area, in 'n gebied. Of dit is dat hy die woord oopmaak. Hy maak die ingewikkelde goed van die woord oop vir mense uit die heidendom om te verstaan. So hy maak of die deure oop vir sy kinders om deur te gaan, of hy maak die deure oop vir mense uit die heidendom om in te kom in die koninkryk van God. En ons sien dit in die tekste wat in die Nuwe Testament is, waar hierdie begrip gebruik word. Handelinge 14, lees ons by hulle aankoms, dis na die eerste sendingreis, kom hulle terug aan Antiochië, Paulus en Barnabas, daar roep hulle die gemeente bymekaar, en hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het, en dat God vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Hier sien ons 'n voorbeeld van hoe die Here die deur oopmaak, dat heidene kan snap wat sy liefde vir hulle beteken in die verlossing wat in Jesus gekom het. 1 Korintiërs 16, ek Paulus sal egter tot Pinkster in Efese bly, een van ons stede, want hier staan 'n groot en belangrike deur vir my oop. Paulus ervaar dat vanuit Efese is dit soos 'n deur wat oop is na Klein-Asië toe, na die ander stede. Die Romeinse Ryk het vrede, daar's goeie paaie, hy kan maklik beweeg van een stad na die ander en die evangelie verkondig. Maar daar is ook baie teenstanders in Efese, sê hy. 2 Korintiërs 2, toe ek Paulus in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Dit was maklik vir my om in te beweeg en die evangelie te verkondig. Mense was ontvanklik daarvoor. Kolossense 4 vers 3, Paulus vra vir die gemeente in Kolosse, bid tegelyk ook vir ons,
dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Dat mense die evangelie sal verstaan, die misterie van God wat mens word, dat hulle dit sal begryp. Nou in ons brief, in die brief aan die gemeente in Philadelphia, lees ons dat Jesus homself bekendstel in die gemeente, en hy sê, ek is die een wat die sleutels van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en wat die deur toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Dis die een plek in die brief waar ons lees van deure wat oop en toegesluit word. Wat Jesus vir hierdie gemeente sê, wat in baie opsigte voel dat die deure vir hulle is baie keer toe in Philadelphia. Die sinagoge se deure is toe. Hulle het waarskynlik baie van hulle begin in die sinagoge as Jode, maar daar het hulle tot geloof gekom het in Jesus Christus, is die deure van die sinagoge vir hulle toegesluit. Binne die ekonomie van die stad is alweer afgodsdiens, daar is lekker afsprake tussen die verskillende gildes oor hoe hulle mekaar hanteer, maar die oomblik as ek sê ek's 'n Christen, en ek kan bid een God, en dis Jesus Christus, en die Vader en die Gees, dan gaan hy deure vir my toe in die stad. En hier sê Jesus vir hulle, ek is die een wat die sleutel van Dawid hou, en julle hoef nooit daaroor te wonder, dat ek het die mag, ek het die gesag, om die deur van God se koninkryk oop te sluit, en ek het vir julle. Daar is 'n plek waar julle sal kan weet, dat ek het die gesag en die mag, om julle toelating te gee, en ek het. En uiteindelik, wanneer die wederkoms daar is, sal Jesus ook die ander deel doen, om toe te sluit. Maar ons weet dat Jesus se gesindheid was deur die Nuwe Testament, en na sy hemelvaart met die uitstorting van die Heilige Gees, tot die dag dat Jesus weerkom, gaan dit alles oopsluit. As ons in die Nuwe Testament lees, die tekste wat ek nou net aangehaal het, dan gaan dit oor deure wat oopgaan, deure wat oopgaan na mense toe, deure wat oopgaan vir hulle om in te kom, die woord wat oopgaan, sodat mense dit kan verstaan. Paulus wat in gebiede inbeweeg in die deure, die Here sluit net oop, en oop, en oop, en oop. En dis wonderlik om dit te sien, dat dit die gesindheid is van die Here. So lief het God die wêreld gehad, hy het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Jesus het die mag om toe te sluit, en niemand sal dit weer oopsluit. Maar waarmee Jesus besig is vandat hy hiernatoe gekom het na hierdie wêreld toe, tot die dag dat hy weer kom, is dat die Here Jesus is besig om deure oop te maak, vir mense om God te kan ontmoet, vir God om mense te kan ontmoet, en vir mense om in so gemeenskap, waar God aanbid word, om mekaar te ontmoet, om deure vir mekaar oop te maak. En daarom is gasvryheid so 'n belangrike deel van ons lewe as gelowiges. Maar in vers 8 lees ons ook van 'n deur wat oopgesluit is. Dat die Here vir hierdie klein gemeente, wat soveel bedreigings ervaar en weerstand uit die omgewing waarin hy is, dat die Here vir hulle sê, wie julle in julle moeilikheid, en julle swaar kry, en julle min krag, wil ek vir julle sê, ek het vir julle ook 'n deur oopgesluit. Ek het vir julle 'n deur oopgesluit in hierdie stad Philadelphia. En as 'n mens dit vir 'n oomblik besef, dan ontdek jy maar hoe maklik gebeur dit dat wanneer dit met ons swaar gaan as kinders van die Here. Ek kan nie anders om te lag nie. As 'n gemeente swaar kry, is die eerste ding wat hulle stop die sendingbegroting. Hulle wil net die dominee betaal en net al die amptenare en daarom die kerk oop. So die sendeling moet nou maar eers wag tot dit weer beter gaan met die gemeente. Wat ons hoor in hierdie woorde van die Here Jesus, is dat wanneer dit met my swaar gaan, wanneer ek ervaar dat daar weerstand is teen my, omdat ek 'n gelowige is, dat dit juis 'n geleentheid is om te getuig. Dat die Here sê dat ek sluit 'n deur oop, ek is besig om julle te gebruik, en ek maak julle lewe en julle getuienis 'n geleentheid vir die mense van Philadelphia, om deur hierdie oop deur vir my te ontmoet. Die deur wat my Heilige Gees maak, en die deur wat die Gees deur julle in hierdie gemeenskap maak. En dit is 'n wonderlike iets om te hoor, vir mense wat
in 'n situasie is waar hulle voel, maar ons gemeente moet maar toemaak, ons kan nie meer dominee bekostig nie. Ons is in moeilike omstandighede daar in die Kaapse voorstede, daar teen Voortrekkerweg, daar is nie meer vir ons lidmate nie. Dan is hierdie 'n fantastiese brief om te lees. Om te sê, maar dis ons nou ons hierdie. Ons krag is min, maar ons het nie die Here se woord prys gegee nie, ons het hom nooit verloor nie. En dat hierdie brief eintlik vir sulke gelowiges 'n geleentheid is om te sê, maar miskien is die Here besig om hier by ons 'n deur oop te maak vir nuwe mense om hom te ontmoet. Wat nog meer verras is die volgende woorde in die volgende vers. As die Here by dit vir hulle sê, ek gaan julle nou regtig verras. Hierdie klomp Jode wat ek nou sê nou nie eintlik aan my oë Jode is nie, maar eintlik aan die sinagoge van die Satan behoort. Deur my gees gaan ek in daardie Jode se harte werk. En julle gaan dit nou nie glo nie, maar dan gaan 'n dag kom dat daardie Jode na julle toe gaan kom. Ek praat nou heeltyd van julle omdat dit ons 'n gemeente is. Maar dit is my wonderlik hoe die 2020 vertaling daai regstelling maak en praat van jou. Die gemeente is 'n identiteit. En dat die Here sê, daardie Jode gaan na jou toe kom, gemeente van Philadelphia. En jy gaan sien dat hulle besef het dat ek julle liefhet. Dat julle nie laster teen God nie, dat julle nie besig is met een of haar dwaalleer in die Ou Testament verdraai nie, maar dat dit werklik so is dat ek met julle in 'n verhouding staan van liefde. So die deur is oop, sê die Here vir hulle, ek gaan hierdie Jode se gesindheid teenoor julle verander, dat hulle op 'n stadium kom en erken dat ek die Here is van julle lewe, dat ek julle liefhet. Maar dan sê die Here ook vir hulle nog verder, dat dit beteken ongelukkig nie, net soos vir die gemeente Smyrna, dat alles maklik gaan wees van hier af. Nou dat julle my brief ontvang het en julle hierdie wonderlike goed lees wat ek vir julle skryf, beteken nie, dinge gaan nou glad verloop en alles gaan nou maklik wees om kinders van die Here in Philadelphia te wees. Hy sê daar kom 'n tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. En 'n mens hoor hoe ego die woorde van Jesus aan die gemeente in Smyrna. En vir hulle het hy gesê 10 dae lank. En ons het mekaar gesê in Openbaring beteken dit nie letterlik 10 dae nie. Dit beteken 10 is 'n afgesluite getal en daar is die minste van al die, dis nie weke nie, dis nie maande nie, dis nie jare nie, dis dae. In die 2020 vertaling staan daar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. In hierdie besef dat dinge nie noodwendig makliker gaan raak nie, gee die Here vir hierdie gemeente troos. En hy sê vir hulle dat wanneer hierdie beproewing kom, wat oor die hele wêreld gaan kom en die hele wêreld gaan beproef raak, en dit gaan nie net gebeur met heidene nie, dit gaan ook met julle as Christene gebeur. Dan sê die Here 3 dinge vir hierdie gemeente. Hy sê, ek hou julle vas. Maak nie saak wat gaan gebeur nie, ek gaan julle vashou. Die tweede wat hy vir hulle sê, dit gaan 'n uur van beproewing wees. Dit gaan 'n tyd van beproewing wees. Dit gaan in Smyrna 10 dae wees. Dit gaan 'n einde kry. Die beproewing gaan jy nie beleef as iets wat net aanhou en aanhou en aanhou, dat jy later vra, maar dit is nou ons lewe, dit is hoe dit vir altyd gewees het. Daar gaan 'n einde aankom. Skep moed daarin. Maar dis die derde ding wat die Here Jesus sê, wat mens besef, dit is waar Christendom gaan. Dat die Here in die derde plek vir hulle sê, dat hulle nie moet dink dat wanneer dinge sleg gaan met 'n kind van die Here, dat daar iets fout is. Hulle moet nie dink dat wanneer daar lyding op hulle pad is, 'n beproewing, dat dit beteken dat die Here hulle verlaat het, dat hy gejok het en hulle aan hulle eie lot oorgelaat het. Iemand het gesê, genade is op sy beste en groei die vinnigste in die winter. Nou by ons groei alles ook die vinnigste in die winter wat die water val. Maar daai winter is nou 'n donker, sleg winter. Hoekom is dit so? Want die Here sê vir hulle, julle wat die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, ek sal julle vashou in hierdie tyd van beproewing wat verby gaan. Ek gaan julle vashou, dit gaan verby gaan, maar julle
het vasgehou aan die boodskap van my volharding en lyding. Nou kan 'n mens vra, maar hoe troos dit iemand? Hoe kan dit wat Jesus raak sien van hulle, hoe kan dit 'n troos wees vir hulle in lyding? Kom ek wys gou wat sê die 2020 vertaling. En dis nou een plek waar ek dink die 83 vertaling is beter as die 2020 vertaling. Want kyk wat sê die 2020 vertaling. Ek gaan jou vashou, sê die Here, in hierdie tyd wat verbygegaan van beproewing, omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard. Met ander woorde, die gemeente het volhard, en daarom sê die Here, dit was wonderlik wat julle gedoen, ek gaan julle vashou. Maar kyk wat sê die 83 vertaling. Die 83, wie het volhard in die 83 vertaling? In daai vers 10. Jesus het. Omdat jy aan die boodskap van my volharding en lyding vasgehou het, sê die 83 vertaling. Dis iets heeltemal anders. En die Grieks is so moeilik. Grieks is moeilik, hoor. Jy kan dit na al twee kante toe vertaal. Maar die 83 vertaling vang iets vas wat fantasties is. Dat die Here Jesus vir hulle sê, dit is niks vreemd dat 'n mens wat aan die Here behoort ly nie. Ek het ook gely. En as ons Jesus se lyding uit hierdie Bybel uithaal, dan haal ons die hele kern van die evangelie uit. Die evangelie is die blye boodskap omdat Jesus bereid was om te ly. Omdat Jesus nie weggedraai het van die lyding af nie. Hy het hom vernederende mens geword en selfs nog verder gegaan deur die lyding deur te maak wat ons moes maak en 'n kruis in ons plek gaan sterf. En as ons hierdie brief van die Here so hoor aan hierdie gemeente in Philadelphia, dat hy vir hulle eintlik troos met dit wat hulle gedoen het en vir hulle sê, omdat julle vasgehou het aan hierdie boodskap van my volharding in lyding, hou ek julle vas. Omdat julle besef dat lyding is deel van die evangelie, kan julle ook lyding verdra en verduur. Want julle besef dat die pad wat julle loop lyk maar baie soos julle verlosser se pad. En daarom het die Here my nie verlaat nie. Daarom beteken dit nie dat ek aan my eie lot oorgelaat is en die Here nie sy beloftes nakom nie. Net soos die Vader by die Seun was terwyl hy 'n pad van lyding gestap het tot aan die kruis, soos die Vader en die Seun en die Gees by my. Net soos dit nie vreemd was vir Jesus om lyding te ervaar op sy pad nie en hy vervolging ervaar het, net so ervaar kinders van die Here dit. En sien julle hoe dit 'n troos word vir ons as kinders van die Here? Dat die 2020 vertaling sê eintlik, omdat ek gehoorsaam was en volhard het, nou gaan die Here my vashou. Die 83 vertaling sê, omdat ek vasgehou het aan die boodskap van Jesus se volharding en lyding, hou die Here my vas. Die 53 vertaling sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Nou sal ons vir die gryskoppe moet vra, wat beteken lydsaamheid? Maar jy kry so 'n gevoel daarvan, volharding in lyding, lydsaamheid, om in die lyding te kan voortgaan, lydsaam, omdat jy aan daai woord van my lydsaamheid dit bewaar het, dit vasgehou het, dit julle sin gemaak het, hou ek julle vas. Eintlik hou die Here ons deur dit vas, deur daai boodskap wat in ons is. Op 'n vreemde manier gebruik die Here juis die tye van beproewing en lyding om sy boodskap tuis te bring by mense. Dis die woorde van Dr. Connie Burger in sy boek. Op 'n vreemde manier gebruik die Here juis die tye van beproewing en lyding om sy boodskap tuis te bring by mense. Hier is 'n gemeente wat swaar kry, wat min krag het, wat ly, maar in dit alles bly hulle getrou aan die Here Jesus Christus. En sê die Here vir hulle, ek maak vir julle deur oop in julle dorp, in julle stad, om getuies te wees, vir die evangelie om deur te gaan na die ander inwoners. En julle lyding is deel daarvan. Wat gebeur? Dis nie hoe die kerk sukses hanteer het nie, maar hoe die kerk met lyding geleef gekry het, wat mense aangetrek by Jesus in die evangelie. Mense kyk na ons as Christene, en hulle leer niks by ons as ons suksesvol is nie.
Hulle dink net, dis miskien 'n goeie idee om 'n kind van die Here te wees, want die Here sien dan daai mense uit hulle sokkies nie. Maar die oomblik as dit met ons swaar gaan, en hulle sien hoe ons swaar kry hanteer, hoe ons volhard in die lyding, hoe ons steeds getrou bly aan die Here, hoe ons steeds sy naam bly bely, hoe ons afhanklik is van die Here, ons hand in syne staan, dan begin mense dink, maar miskien is hier iets te leer by hierdie Christene. Want die lewe is vol swaar kry in pyn. En as hulle weet hoe om met pyn te werk, dan kan ons dalk by hulle leer. Iemand skryf, ek gaan nou sy naam sien, ek kan nie nou so vinnig onthou nie. Hy skryf en hy sê die mees dramatiese groei van die vroeë Christelike kerk het plaasgevind na die ergste siekte-epidemies van daardie tyd. Terwyl almal weggevlug het van die siekes, omdat hulle bang was dat hulle sou aansteek, het die Christene gebly en die siekes versorg. Omdat hulle geglo het dat dit is wat die Here van hulle vra. Baie van die Christene het van die siektes aangesteek en inderdaad ook gesterf. Maar 10-20 jaar na die epidemies is histories vertel van hoe die Christene die siekes bygestaan en versorg het. Honderde duisende mense het die evangelie geglo en omhels. Nie omdat hulle gesien het hoe sukses werk nie, maar omdat hulle gesien het hoe die evangelie jou kan help om sinvol, dienend, konstruktief met lyding te leef. En dis Rodney Stark wat dit gesê het. Die Here Jesus Christus verseker hierdie gelowiges dat hulle vashou, dat daar swaarder tye kom, maar dat hulle nie bekommerd hoef te wees nie, dit gaan verbygaan. En hy sê vir hulle, wat hulle help, is as hulle na sy lyding kyk, as hulle vashou aan die boodskap, aan die woord van hoe hy volhard het in sy lyding. En nou sê hy in die begin van die brief vir hulle, wie is hy wat met hulle praat? Hy sê, dit is die heilige, die ware. In die 53 vertaling staan dat die waaragtige. Die 83 vertaling het dit vertaal en gesê, maar wat beteken dit? Die woorde wat hy oor homself gebruik is, gemeente van Philadelphia, God is hier. God is hier. Die heilige, die ware, die waaragtige, julle is nie alleen nie. God is hier. En hy bevestig dit deur vir hulle te sê, en ek het die mag en die gesag om deure oop te sluit en niemand sal dit weer toesluit nie. En om deure toe te sluit en niemand sal dit weer oopsluit nie. Ek is die Here. En ek is hier by julle om julle te help om te volhard, om te oorwin, om vas te bly. Daarmee saam gee die Here dan aan die einde van hulle so 'n paar beloftes wat altyd wonderlik is om aan vas te hou. Hy sê vir hulle, daai pilaar wat ons gesien het in die video, hierdie is mense wat gewoond was aan aardbewings en hulle was verwonderd oor hierdie tempelpilare wat bly staan het. Ek het een aand 'n film gekyk, 'n dokumentêr oor ou kathedrale in Europa en hoe daar aardbewings was en dan moderne geboue gekraak en dan staan daai kathedrale en hoe hulle gegrawe het en besef het amper net sowel soos die kathedraal op is die kathedraal af in die grond en die klippe, groot rotsklippe is op mekaar gestapel tot hulle die kathedraal tot bo uitgebou het. En die oomblik as die aardbewing kom, dan skuif hy klippe so 'n bietjie en dan gaan hulle weer waar moet lê. Terwyl die moderne geboue kraak en breek. Ek sal hom, haar, wat getrou bly, wat oorwin is die woord wat elke gemeente hoor. Elkeen wat oorwin. Ek sal hom, haar, wat oorwin 'n pilaar in die tempel van my God maak. Dink net hoe mense dit vir hulle moet voorstel. Dat ek eendag in die tempel van die Here, mense gaan daar instap om die Here te kom aanbid. En hier staan ek, stewige pilaar in die tempel van die Here. Dis 'n ereplek, dis 'n wonderlike voorreg en 'n eer wat 'n mens kan ontvang as jy kind van die Here is. En sy sal vir altyd daar bly, nooit weer uitgejaag word nie. Op hom maar wat oorwin sal ek die naam van God skryf, my God skryf. Ek sal die naam van die stad van my God skryf, die nuwe Jerusalem, ook my eie nuwe naam op hom of haar skryf. Dit moet fantasties wees om te weet dat jy as kind van die Here, dat die Here Jesus, die waaragtige, die heilige, die een wat die gesag het om deure oop te sluit en toe te sluit, dat die Here vir jou sê, lank voordat 666 kom openbaar, ek skryf die naam van God die Vader op jou, ek skryf die naam van die stad Jerusalem op jou,
Jy hoef nooit weer te wonder, is ek nou 'n burger van Philadelphia of is ek nie? Mag ek nie wees, mag ek nie? Jy mag in die nuwe Jerusalem wees. Jy is my kind. En daai nuwe naam, 'n nuwe identiteit, is 'n kind van die Here. Hulle stad se naam is Philadelphia, broederliefde. En 'n mens kan dink hoe fantasties dit is as daar in hierdie stad die Christelike liefde vir mekaar is, broers en susters, omdat die liefde van Christus die gemeente dring. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees en die teenwoordigheid van God ons Vader maak deure voor ons oop om sy getuienis uit te dra. Kyk daarvoor. Amen.